Geliefdes, ons gaan vanoggend bietjie kyk na 'n tema wat gaan kom uit Lukas 9 vers 1 tot 6. En hierdie tema gaan ons bietjie laat dink oor wat in ons lewe vir ons belangrik is, wat ons prioriteite is en hoe vol of hoe leeg ons lewe tans is. So geliefdes, kom ons staan vir die toetrede lied, Gesang 365. Mag ons harte opnuut dankbaarheid en vrede vind, soos wat ons voorberei word vir hierdie Kersfeestyd. Ontvang die seëngroet uit Matteus 5 vers 8. Gelukkig is die wie se harte volkome op God gerig is, want hulle sal God sien. Amen. Kom ons sing nou ons lofsang saam, God is liefde. Geliefdes, kom ons sit net so en dan sluit ons die oë saam in gebed. Here, ons kom hier by mekaar in U naam vanoggend. En na 'n besige week, na 'n week wat weer baie gevra het, is ons bekers leeg. En ons verlang daarna dat U dit ook in hierdie erediens vir ons sal kom vul, deur U teenwoordigheid, deur U nabyheid. Ja, Here, kom vul ons weer. Ons liefde word baie keer lou, maar Here, U maak dit elke keer weer warm, weer vurig binne in ons, sodat ons U liefde ook kan uitstraal, U lig deur ons laat skyn. Wanneer ons eerlik is, Here, dan besef ons geloof is nie sterk genoeg nie. Ons wankel maklik, ons twyfel soms en soveel kere sukkel ons om te vertrou, Here. Maar in diepe afhanklikheid kom vra ons, Here, sterk ons in ons geloof en in ons vertroue. In afhanklikheid kom vra ons dat U ons genadig sal wees, ons gebede verhoor en aan ons U vrede sal gee.
Want ons is sondaars, Here, maar U is regverdig. U is almagtig. U is soewerein. En daarom het ons niks om U te bied nie, maar sit ons hier alleen met die wete dat ons net kan ontvang wat U vir ons gee. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. En wees ons sondaars, Here, asseblief genadig. Amen. Geliefdes, ek wil graag begin met 'n inleiding voordat ons na die woord van God toe blaai in Lukas 9 en so begin dit met 'n boemelaar en sy trolley. En gewoonlik jaag 'n mens mos maar net verby die boemelaars en 'n mens let nie regtig op wat hulle doen nie en dis nog net nog 'n boemelaar in ons land. So ja, gewoonlik is die wêreld te besig om op te let wat hulle doen. En so was ek en my familie op vakansie gewees en ons het rustig net gesit en uitgekyk na die strand en die see. En daar kom 'n boemelaar met sy trolley en soos 'n boemelaar maar doen, graai hy toe in die asblikke en vat hy die goed wat nou handig en bruikbaar vir hom is uit die asblik uit en hy plaas dit in sy trolley en hy loop verder en my man vra toe die vraag aan my ma, as ma se hele lewe in 'n trolley ingepas het, wat sou ma inpak? En my ma het heel romanties geantwoord, wel, heel eerste sou sy my pa inpak. Maar in my hart was ek so verlig, dat my ma nie vir my die vraag gevra het nie, maar vir my ma. Want ek worstel eintlik nou nog met die vraag, hoe moet my hele lewe in 'n trolley inpas? As u hele lewe uit 'n trolley uit bestaan het, wat sou in u trolley wees? Wat sou u in u trolley ingelaai het? Want sien geliefdes, die antwoord op daardie vraag openbaar so bietjie ons prioriteite. Dit openbaar wat ons as belangrik ag. Dit openbaar wat ons liefhet of wat ons haat. Wat is u besig om saam met u op die lewensreis te stoot? Wat laai u in? En dit, geliefdes, bring ons by ons skriflesing vanoggend, wat ons gaan lees uit die evangelie van Lukas. En ons gaan lees vanuit Lukas 9, verse 1 tot en met verse 6, en almal wat Bybels het is ook welkom om in hulle eie Bybel saam te lees, maar die woorde is ook op die bord. Jesus het die 12 mekaar geroep en aan hulle die mag en gesag gegee om alle duiwels uit te dryf en siektes te genees. Toe het hy hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak. Hy het vir hulle gesê, moet niks vir die pad saamvat nie. Nie 'n kierie of 'n reisak of brood of geld of nog 'n kledingstuk nie. En as julle in 'n huis tuis gaan, bly dan in dieselfde huis totdat julle die reis voortsit. As daar mense is wat julle nie wil ontvang nie, moet julle van so 'n plek af weggaan en die stof van julle voete afskud as 'n aanklag teen julle. Hulle het toe vertrek en van die een dorp na die ander gegaan om oral die evangelie te verkondig en siekes gesond te maak.
In hierdie gedeelte roep die Here die 12 disippels en hy sê vir hulle, maar julle het 'n belangrike opdrag. Julle moet uitgaan en julle moet die koninkryk van God verkondig en julle moet die siekes gesond maak. Maar hier is die riglyne. Hier is die opdrag saam met die opdrag. Jy moet gaan met hierdie opdrag, maar jy mag niks saam met jou vat nie. Gaan op hierdie reis. Wees gehoorsaam aan hierdie opdrag, maar vat niks saam nie. Nie 'n kierie nie brood nie geld nie 'n kledingstuk nie. Jesus sê, vat niks saam nie. Geliefdes, ons is hier vandag mekaar geroep deur die genade van die Here. Dis hy wat ons vanoggend hier bymekaar gebring het. En ons het ook dieselfde opdrag. Dieselfde opdrag om uit te gaan en met ons lewe die evangelie te gaan verkondig. Dit is ons opdrag ook vir die Kersfeestyd waarin ons ingaan. Om die koninkryk van God te verkondig. Maar sien geliefdes, wanneer ons hoor dat God ons roep of dat God vir ons 'n opdrag gee, dan is ons so geneig om 'n trolleyvrag vol goed te wil saamneem, om gehoorsaam te wees aan God se opdrag. Kom ons dink prakties hieroor. As God vir u nou stuur na 'n spesifieke plek of dorp of persoon toe om die evangelie te gaan verkondig, wat gaan u saamvat? 'n Bybel? Dalk 'n paar kommentare om die Bybel te verstaan? Kos, klere? Wat gaan u saamvat? In die eie trolley, hoeveel van die eie planne gaan daar wees? Die eie keuses, die eie sekuriteit, die eie beheer. Wat pak ons in ons trollies as die Here ons stuur? As die Here ons roep? Geliefde, soveel keer het ons hierdie trolley vol dinge wat ons dink ons nodig het om aan God gehoorsaam te wees. As die Here vir ons 'n opdrag gee, is dit so maklik om die verskoning te gebruik, ek het nie die gereedskap nie, ek is nie bekwaam nie, ek het nie ervaring nie. En ons kyk so vas in dit wat in ons trollies is en in dit wat ons besit, dat die roeping en die opdrag onaangeraak bly. Dat ons onsself so wil voorberei deur ons trollies vol te laai, dat ons nie tyd kry om by die opdrag regtig uit te kom. En so mag dit dalk onregverdig klink, dat die Here vir die disippels sê, maar vat niks saam nie. Moenie 'n sak of 'n trolley vol pak nie.
Geliefdes, die Here wil die disippels leer en ook vir ons vandag dat ons vertroue moenie wees in wat ons besit en wat ons het nie. Dit moenie lê in wat ons bymekaar gemaak het nie. Ons vertroue moet wees in hom alleen. En dis wat die disippels ook moes leer. Want eers toe hulle leeg was, eers toe hulle niks gehad het nie, toe was hulle waarlik afhanklik van die Here alleen. En dit is ons opdrag. Om nie te vertrou op wat ons kan saamvat nie, maar om te vertrou op die een wie ons stuur, wie ons toerus, wie ons roep, wie ons bereidwillig en bekwaam sal maak. Maar so dikwels is ons trollies net te vol in hierdie wêreld. En ons pak alles op en saam met ons op ons reis. Ons bekommernisse, ons probleme, ons uitdagings, ons trauma, ons foute, ons ongeduld, ons onvergifnis, ons verkeerde prioriteite. Ons laai ons trollies vol daarmee. En dit beperk ons. Want wanneer 'n trollie vol is, wanneer 'n trollie oorlaai is, stoot daardie trollie nie maklik nie, trek daardie trollie nie maklik nie. En dit is dikwels hoe ons trollies lyk. Oorvol, oorbesig, oorlaai. Maar hierdie teks kom leer ons vandag dat die krag is juis in die Here en nie in ons trollies nie. Job sê in Job 1 vers 21, sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Hierdie is Job se woorde. Job wat die groot waarheid erken. Ons kan niks saam met ons vat nie. Ons kom die wêreld in met niks en gaan die wêreld uit. En dit is juis die genade van God. Die genade van God dat ons niks saam met ons kan vat nie. Want wat sou ons wou saamvat? Wat sou ons as belangrik genoeg ag? En daarom bring Jesus die disippels tot hierdie besef. Los alles. Jesus gee sy tyd, sy aandag, sy toerusting. Jesus gee die mag en die gesag. Jesus gee alles wat nodig is. Jesus gee die leer en die woorde. Jesus gee alles. Die disippels moes besef
dat hulle in diepe afhanklikheid alleen moet ontvang wat hulle nodig het. Dat hulle hemelse Vader sal sorg en sal voorsien wat hulle nodig het. En dit is so. Wanneer ons in afhanklikheid leef van die Here, dan gee die Here die woorde, die Here gee die geopende deure, die Here gee die moed, die krag. Die Here gee alles om ons toe te rus en ons bekwaam te maak. Die disippels het leeg gegaan. Maar God het hulle gevul. Gevul met meer waarde as wat hulle ooit sou kon inpak of saam kon dra. En daarom ook in ons opdrag, gaan met 'n leë trollie na die Here toe. Dit beweeg ligter en makliker. En wanneer die trollie leeg is, dan kan God hom vul met wat ons nodig het. Dan maak ons nie meer staat op wat ons self bymekaar maak of self kry of self inlaai nie, maar ons maak dan staat op wat God vir ons gee. Op wat God aan ons voorsien. En die eer kom dan aan God toe, want hy alleen sorg. En so, geliefdes, help dit ons om in diepe afhanklikheid te leef, wanneer ons leeg na die Here toe gaan. Wanneer ons sê, Here, ek is leeg, maar ek is bereidwillig. Here, ek het niks om te bied nie, maar stuur my. Ek het niks om te gee nie, maar gebruik my. God is al wat ons nodig het. En nou kan ons dalk sê, maar was dit nie vir Jesus maklik om vir hulle hierdie opdrag te gee nie? Was dit nie vir Jesus maklik om te sê, maar gaan met niks? Jesus het nie iets gevra wat hy nie self beleef het nie. Jesus Christus het in hierdie wêreld ingekom met niks. En hy het die wêreld uitgegaan met niks. Dit is soos wat Job dit gesê het, maar eintlik baie erger as wat Job sou kon indink. God kom die wêreld in met niks en gaan die wêreld op die wreedste manier moontlik uit met niks. Jesus Christus is vir ons gebore in 'n nederige krib, in 'n nederige stal, afhanklik van sy jong aardse ouers. En Jesus is die een wat vir ons aan die kruis gesterf het. Stikkend geslaan. Het hy sy laaste asem uitgeblaas aan die kruis. En dit is wat
Kersfees so besonder maak, geliefdes. Dat God die wêreld vir ons ingekom het met niks. Dat hy ons kom leer het en kom wys het. Dat ons, al het ons niks, ons net afhanklik moet bly van ons hemelse Vader. Want hy sal aan ons sorg, hy sal aan ons voorsien alles wat nodig is. En so het ons Here Jesus Christus vir ons met sy dood en sy opstanding die dood oorwin en die ewige lewe vir ons meegebring. En daarom, geliefdes, het ons die wêreld ingekom met niks, maar gaan ons die wêreld uit met die oorwinning en die ewige lewe. Dis wat Kersfees ook vir ons bring en vir ons kom beteken. Jesus roep ons om soos die disippels lig te reis en te vertrou dat hy genoeg is. Jesus roep ons sodat hy ons kan stuur, soos hy die disippels gestuur het, in sy teenwoordigheid en in sy krag. Met die wete dat hy sal sorg, hy sal voorsien. Hy stuur ons in ons huise in ons kerk, in ons verhoudinge, in ons gemeenskap, en hy vra ons om leeg te gaan. Hy vra ons om leeg te gaan, sodat hy ons kan vul met wat ons nodig het. Hy vra vir ons dieselfde as die disippels. Julle hoef niks saam te vat nie. Want die Here sorg en die Here voorsien altyd. Hy is in beheer en hy sal altyd uitkoms gee. Hy is die een wat gebede verhoor en vrede gee. So kom ons vertrou op hom. Geliefdes, wat of wie sou u in die trolly inpak, as u hele lewe in 'n trolly kon inpas? Hierdie Kersfeestyd, waarin ons nou ingaan, het 'n trollyfees geword. Vol kos, vol geskenke, vol kostes, vol verwagtinge, vol spanning, vol reëlings. En ons is besig om ons trolly so te oorlaai en vol te pak, en hoe meer hoe beter. En hoe meer ons inpak, hoe meer dink ons het nodig. Maar die krib kom sê vandag vir ons, God is genoeg. Die krib kom sê vandag vir ons, die grootste Kersgeskenk kom in God se teenwoordigheid. Mag ons daarom soos Jesus ons geleer het, in afhanklikheid van ons hemelse Vader leef. As 'n dienskneg in diensbaarheid, in gehoorsaamheid, tot eer van die Here. En mag ons ook beleef
dat ons hemelse Vader aan ons sorg en aan ons voorsien. Dat hy ons liefhet, dat hy ons genadig is, dat hy ons gebede verhoor en dat hy aan ons vrede wil gee. Wat neem u saam met u in u Kersfeestyd in? Amen. Geliefdes, ons gaan staande nou 'n gebedslied sing en daarna gaan ons weer ons sitplekke inneem. Kom ons sing staande Gesang 284. Gemeente, kom ons staan vir die seëngroet en dan kom alle getroues as wegsendingslied. Mag God se hoop vir u 'n anker wees te midde van die hopeloosheid in hierdie wêreld. Mag God se vrede oor die hart en verstand die wag hou. Mag God se vreugde u dra deur tye van hartseer. Mag God se liefde vir u so 'n werklikheid wees, dat ander God se liefde deur u sal beleef. Mag God die bron van hoop u deur geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat u hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen.